Here, wanneer ons nou na die skrif toe kom en ons gaan daar uit lees en daarop reflekteer, bid ons met opregtheid en verwagting dat U die skrif ons sal oopbreek vanaand en dat U ons sal kom voed met die brood van ewige lewe. Want toe ons Here Jesus Christus in die woestyn versoek is deur die vyand, het hy die woorde gespreek dat 'n mens lewe nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En ons sing so baie vanaand oor honger en dors, oor ons wat honger en dors na U en na U woord, en daarom bid ons Here dat die skriflesing vanaand en die prediking, dat dit alles, Here, van U af sal kom. So mag U kom spreek en ons as die dienaars luister. Amen. Nou gemeente, voordat ons lees, het ek net so 'n inleidingkie wat ek vir julle wil gee, wat om ons net mooi op te stel vir wat ons vanaand hier gaan bespreek. Ek wil net hierdie prentjie vir julle wys. Ek het so 'n paar prente saamgebring ter inleiding. Hierdie prentjie is nie 'n donkie met twee koppe nie, dis 'n donkie wat sy kop swaai heen en weer. En dit is eintlik 'n filosofiese eksperiment, 'n baie bekende een, baie so Schrodinger's cat, weet jy of julle daarvan gehoor het nie, dat hulle sit 'n kat in 'n boks en dan kyk hulle gee so 'n bietjie gif ook in die boks. En dan vra hulle die vraag, is die kat lewendig of is die kat oorlede? En jy gaan nie eintlik weet totdat jy die boks oopmaak en kyk nie. Nou hierdie filosofiese eksperiment gaan daaroor dat as jy 'n baie honger donkie vat en jy sit hom tussen twee voerbale neer, wat albei ewe groot en ewe aantreklik lyk, gaan hy donkie sterf van die honger. En die rede daaragter is dat hy gaan nie kan 'n besluit neem nie. En wat ons vanaand bespreek as ons praat oor waarheid in 'n postmoderne wêreld, dan moet jy altyd weet dat waarheid in ons konteks in 2025 word beskou as subjektief. Word beskou as jy het jou waarheid uit jou perspektief uit, jou ervarings ensovoorts, en 'n ander persoon langs jou, 'n broer of 'n suster, het hulle waarheid uit hulle perspektief ensovoorts. En as jy enigstens die poging aanwend om te sê daar is 'n objektiewe waarheid, dan word jy gebrandmerk as hoogmoedig. Want jy het eintlik geen reg om dit vir iemand voor te hou, om te sê dit is die enigste weg, waarheid en die lewe nie. En daarom wanneer ons vanaand praat oor die Heilige Gees lei ons in die waarheid, is dit tog 'n vraag om te vra, is baie van ons soos hierdie donkie vasgevang, want ons bly in 'n era wat alles vir my en jou voorhou as die absolute waarheid. Ons word gebombardeer met inligting. En dis oorweldigend. Hierdie ou sê dit, ek en Jasmine byvoorbeeld het nou die dag oor gespot, dat ons nou ouers geword het, was daar 'n klomp video's waar mense vir jou sê, jy moet jou kind se pap mag jy nie aanmaak met water nie. En jy mag nie vir 'n babatjie water gee nie. En dan letterlik die volgende video wat oppop is iemand wat sê jy moet dit aanmelk met water. Want daai water is eintlik goed vir die babatjie ensovoorts ensovoorts. Of iemand sal byvoorbeeld vir my sê, ek mag nie eiers eet in die oggend nie, en dan letterlik die volgende video kom op waar iemand sê hoe goed dit vir jou is. En iemand anders sal sê oudspap is fantasties. En dan kom die volgende ou wat sê oudspap is eintlik baie sleg vir jou. En so gaan ons aan en aan en aan, en op die ou einde is dit net lawaai. Jy kan nie kop of stert uitmaak van wat moet jy nou eintlik glo nie. En dan is ons soos hierdie donkie vasgevang en ons kop gaan net deeltyd weerskante en ek weet nie eintlik waar moet ek myself gaan anker nie. En ek wil vanaand vir jou kom hoop gee. Om vir jou te sê, soos die Engelsman sê, pick a lane. Nee, kies 'n rigting, anker jou in dit. En die ander goed, luister jy na, jy neem kennis daarvan en so aan, maar jy hoef nie al jou tyd en energie in daai goed in te pomp nie. Maar ons dink byvoorbeeld as gelowiges, ons moet kenners wees van alles. En dis onmoontlik. Dis onrealisties. Jy kan goed belese wees, maar dit beteken nie jy is 'n expert op alles nie. Maar ek dink wat sosiale media doen, is dit skep by my en vir jou daardie druk en verwagting om alles te weet. Om 'n expert te wees in alles wat daar vir ons aangebied word. En ek wil vanaand vir jou kom sê asseblief, laat dit gaan. Laat dit gaan. Jy gaan nie wees nie. Jy gaan nie wees nie. Goed, dis die eerste prentjie. Moenie soos hierdie donkie wees wat vasgevang is tussen die twee voerbale nie. Tweede prentjie is nou maar net om dit wat ek nou vir julle uitgebeeld het prakties te wys. Dat daar is, ons lewe in die era van informasie en kunsmatige intelligensie gaan dit nou nog groter maak, dat jy toegang tot enorme massas inligting op jou vingerpunte en die verwerking daarvan en die aanbieding daarvan. Dis die era waarin ons leef. En as ons nie versigtig is nie, het dit ongelooflike negatiewe gevolge in ons verhoudings, in ons lewens ensovoorts. Want dit is oorweldigend.
So oorweldigend. Die van julle wat bietjie ouer is, ek wil julle asseblief vra, was die wêreld vir julle, sê net maar 20, 30 jaar terug, baie stiller, as wat dit vandag is? Nee? Dis so. Ek onthou byvoorbeeld as my ou en my gepraat het oor die ANC of Jacob Zuma of wie ook al as 'n kind en welkom toe die tuine en so aan nog mooi was welkom eintlik 'n baie lekker plek om te bly, want ek hoor die goed, maar dis ver. Dit raak nie regtig my lewe hier in welkom nie. Jy verstaan wat ek bedoel. Waar nou, alles is op jou voorstoep. En alles voel soos jou probleem. En almal moet 'n opinie lewer. Maar dit was die groot verskil, nie? Ek onthou in 'n tyd toe ek nog jonk was daar tikkiebokse geweest, want jy moes gaan as jy wil bel. En dan het ons daar kaarte, daar het 'n film uitgekom, Looney Tunes, wat hulle gemaak het, en dan het hulle sulke Looney Tunes kaarte gemaak wat jy in die tikkieboks sit. En ons as kinders het altyd daar rondgehang, want ons wou die mense se kaarte optel. As hy nou leeg is, dan gooi hulle hom daar neer. En ons het dit gekollekteer. Stiller. Sosiale media, enige ou met 'n foon of met 'n rekenaar kan vir jou sy opinie lewer. En nie almal se opinie is so great nie. Maar hy bied dit vir jou aan as die evangelie. En jy word nou gedwing om daarna te luister. Nee? So dit voel. Dit is verskriklik oorweldigend. Dis die wêreld waarin ons leef. Ek wil julle net herinner aan wat ons daai maandag aan vir mekaar gesê het. Christianity and Liberalism het Machen gesê. So die Heilige Gees volgens die Nuwe Testament is nie 'n onpersoonlike krag of 'n invloed nie. Hy is 'n persoon, die derde persoon van die drie eenheid, een in wese met die Vader en die Seun, en daarom alle lof en eer en verheerliking waardig wat ons vir die Vader en die Seun sou gegee het. Gee ons ook vir die Heilige Gees. Krities belangrik. En hier is die kruks vir vanaand. Die Heilige Gees se werk is nie om 'n vaag godsdienstige gevoel te skep nie. En ek dink dis baie keer waar baie van ons verkeerd gaan, in my opinie, is wanneer ons dink oor die Heilige Gees en praat oor die gawes van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, en ek dink James het dit ook so mooi gesê gisteraan, dan gaan dit vir baie mense om emosie, gevoel wat by jou opgewek word. En die uitdaging vir ons is om eintlik die onderskeid te tref om te sê dit is nie noodwendig dit nie, want jou gevoelens en jou emosies kan jou mislei. Dit kan jou mislei. As jy dink aan wat Jeremia sê byvoorbeeld, die hart is bedriegliker as enigiets anders. Kan jou mislei. So dit gaan nie oor 'n vaag godsdienstigheid en dat jy eintlik net jou godsdiens meet aan jou gevoelens nie, oor hoe lekker 'n erediens was of hoe lekker ons saam gesing het. En nou goed, is fantasties mooi, maar dit moet nie die kern wees nie. Nie die kern wees nie. Wat hy wel sê is die Heilige Gees se werk is om die objektiewe waarheid van die evangelie in die harte van mense toe te pas, om hulle te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en om hulle in alle waarheid te lei. Dis sy werk. Ek het vir julle Francis Schaeffer ook saamgebring. Hy sê, die Heilige Gees is gegee om 'n deurlopende verhouding met die lewende Christus moontlik te maak. Deurlopend. Nou, hoekom ek Francis Schaeffer saamgebring het, is, julle hoor nou dat Machen praat oor objektiewe waarheid, en dat jy gelei word in die objektiewe waarheid, maar Francis Schaeffer sluit daarbey aan om vir jou te sê, daar is ook 'n subjektiewe element, hoe jy die Heilige Gees ervaar en beleef, binne sekere kontekste in jou lewe, is nie noodwendig dieselfde as 'n ander persoon nie. Is dit nie waar nie? So, dit kan objektief wees, dat die Heilige Gees my vertrooster is, dat die Heilige Gees my help in tye van moedeloosheid, dat hy vryspraak bring, en dat hy bevryding bring van sonde, dat hy kragtadig ingryp in mense lewe, maar baie keer ook dat hy vir ander fluister. So net omdat hy vir een persoon fluister en vir die ander een kragtadig intree, beteken nie ons moet dit meet aan mekaar nie. Want jy, broer en suster, stap 'n unieke pad met die Here. So daar is 'n objektiewe realiteit wat ek en jy kan vashou, wat ons kan aan vertrou, en daar is 'n subjektiewe realiteit, 'n ervaringselement. Dit is ook so. Dit is ook so, maar die objektiewe moet altyd die subjektiewe beïnvloed en informeer, nie andersom. En in vandag se wêreld het ons dit omgeswaai. Dit gaan vir ons oor die emosie, die gevoel, en as ek uitgedaag word of so aan, dan klim ek terug in my doppie. Dan klim ek terug in my doppie. So, hy sê verder, die Heilige Gees neem hierdie objektiewe waarheid van God se woord en maak dit 'n werklikheid in ons ervarings. Jy beleef dit. Dit is nie net iets wat daar bo in die lug hang nie. Dit is iets wat jy kan beleef, wat jy kan omarm, wat joune is. So dit is nie, soos hy dit stel, 'n dooie ortodoksie nie. Bedoelende, dit is nie net die 12 artikels wat ek en jy opsê Sondag, soos ons nou mooi gesing het, en
Sondag wat kom gaan opsê, ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here. Dit is nie net die belydenis op papier nie, dis iets wat leef in my en jou hart. Dis wat die Heilige Gees kom doen. So, dis nie net dooie ortodoksie nie, maar is 'n lewende gemeenskap met die een wat waarheid is. Hoor julle die woorde, dis my so mooi gestel. Die een wat waarheid is. So broer en suster, daar is 'n objektiewe realiteit geskiedenis. Ons glo dat God geskep het. Ons glo dat hy wonderbaarlik geskep het en dat die mens in sy beeld geskape is. Ons glo dat die mens geval het en dat die mens God ongehoorsaam was. En daar's gevolge dat dit die loon van die sonde is die dood. En Christus kom in die wêreld in. Hy is gebore deur 'n maagd. En hy gaan sterf aan die kruis onder Pontius Pilatus. Dit is geskiedenis. En dan word hy begrawe in 'n graf. En die klip word voor die graf gerol. En daardie Sondagoggend is die graf leeg, broer en suster. Dit is geskiedenis. Dit is objektiewe realiteit. Dit het gebeur. Maar die Heilige Gees maak dit 'n ervaring in jou hart. Hoekom dink julle byvoorbeeld is daar 'n disipel wat aan die een kant vreeslik bang is vir die owerhede, dat hulle uit hulle klere uithardloop as Jesus gevange geneem word? Of Petrus wat 3 maal Jesus verloon. Word dieselfde ouens wat voor dieselfde Joodse raad gaan staan en sê, ek kan nie anders nie, hy het opgestaan uit die dood uit. Al kos dit my lewe. Wat dink ons het in daai mense se lewe so dramaties verander? Dit is die ervaringselement. Objektiwiteit en subjektiwiteit wat na mekaar toe kom. Jy beleef dit. Jy beleef dit. So, ek het julle 'n prentjie saamgebring van 'n boorgat, of in Engels praat hulle van 'n well. Julle onthou daai wat jy die emmer laat sak tot onder. Nou interessant genoeg het hulle in my navorsing gesê, 'n boorgat se water onder die grond bly deur die jaar of deur die loop van die jaar wat noem mense dit? 'n gemiddelde temperatuur 18 grade Celsius. Dis 'n objektiewe realiteit. Dit is hoe warm die water is. So die belewenis van die water hang af van die dag buite. As dit 'n kokende warm somersdag is, is 18 grade Celsius water baie lekker en verfrissend. Maar as dit 'n koue wintersdag is, dan proe die water warm. Warm. So kan julle sien, die objektiewe realiteit word ook beïnvloed deur die subjektiewe realiteit. Die belewenis daarvan. Goed. So, kom ons gaan na Johannes 16 toe. Johannes 16. Ons Here Jesus is aan die woord, ons is in die boekkamer, en sy disippels is baie bedroef oor hy wat sy dood aankondig, en dan sê hy vir hulle, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Hoor julle die subjektiwiteit, dis hulle ervaring. Ons is hartseer dat Jesus moet doodgaan. Ons is hartseer oor die feit dat hy van ons weggeneem gaan word. Dis nie vir ons lekker nie. Dan sê vers 7, tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. So die objektiewe waarheid wat vir die kerk geopenbaar word in hierdie moment is dat Jesus sê, wanneer ek opvaar na die hemel toe, gaan ek die Heilige Gees vir julle uitstort. En wat vier ons nou Sondag wat kom? Die uitstorting van die Heilige Gees. Met ander woorde, hierdie belofte van ons Here Jesus Christus is vervul deur die uitstorting van die Heilige Gees. En ek gaan nou vanaand vir julle so 'n paar plekke wys in die Nuwe Testament waar dit vervul word en dan ook vandag hoe dit in my en jou lewe vervul word, steeds vervul word. Dis tot ons voordeel. Vers 8. En wanneer hy kom, die Heilige Gees, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig.
alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Net tot sover. Nou geliefdes, baie is al gepraat in een van ons video's, julle kan dit gaan kyk op YouTube, wat die meeste kykke gekry het in my tyd hier in die gemeente, is een om Dirkie van der Spy, oor die 6000 kykke op ons YouTube kanaal, waar hy gevra het, is hy seker die gaan hemel toe, en dan net onder dit is 'n preek 3-4 jaar terug van my, wat ek gevra het, wat is die waarheid? Wat is die waarheid? Eintlik echo ons dan Pontius Pilatus, wat daar die vraag aan Jesus stel, nee? Waar hy voor Jesus verskyn en dan vra hy vir Jesus, wat is die waarheid? Men weet dat die waarheid is voor hom. Die waarheid vir 'n Christen is geanker in iemand, nie in 'n abstrakte idee bo in die lig nie. En ons moet regtig dit mooi verstaan. So hierdie alle waarheid wat beskryf word in hierdie Johannes Evangelie wanneer Jesus aan die woord is, praat van die Bybel. Dit verwys na die skrif. En ek wil net hê ons moet dit mooi herontdek as gereformeerdes, dat wanneer die waarheid genoem word in 'n Bybelse konteks, verwys die Bybel na homself. Dit is, ek is die waarheid, die boek. Hoor julle dit? Maar die Bybel was nog nie daar, toe die apostels uitgegaan het na die wêreld toe, om die evangelie te gaan verkondig nie. Met ander woorde, hulle het na mense toe gegaan, en gesê, daar was 'n Jesus van Nasaret, en hierdie Jesus van Nasaret is gebore uit 'n maagdheid, en toe is hy gekruisig, onskuldig, en toe is hy begrawe en op die 30de opstaan uit die doodheid, en jy moet dit glo om met God versoen te word. Dis wat hulle gehad het. En soos julle nou gehoor het, Jesus het gesê, julle gaan nie nou alles begryp nie, julle sal later, maar die Heilige Gees sal dit vir jou leer. En soos wat hy dit vir hulle geleer het en aan hulle geopenbaar het, het hulle dit neergepen, sodat ek en jy 2000 jaar later dit in ons hande het. Wat 'n voorreg. En wat 'n wonderwerk. Wat 'n wonderwerk dat jy die Bybel in jou hande kan hê. Hierdie ongelooflike verhaal, hierdie ongelooflike gebeurtenis word vir jou uitgelê, vir jou om te glo. Dis kosbaar. Dis kosbaar. So die Gees se leiding is nie subjektiewe gevoelens nie, maar dit is 'n openbaring van Christus deur die woord. En daarom is dit betroubaar in 'n wêreld wat waarheid relativeer. Dit is betroubaar. So, kom ek gee vir julle 3 voorbeelde uit die Nuwe Testament uit, waar hierdie belofte vervul word. Die eerste is die Heilige Gees, wat vir Petrus inspireer in Handelinge 2, vers 14 tot 41. Dis natuurlik Petrus se eerste predikingsmoment. En hy preek vir mense wat baie vyandig en antagonisties teenoor hom is, en veral Jode wat nou beskuldig word van die feit dat hulle die Messias gekruisig het. En julle kan dink in daai konteks is dit nie vir hulle lekker om te hoor nie. En wat is die resultaat wanneer die Heilige Gees oor Petrus kom en hy preek hierdie evangeliese boodskap? Die resultaat is dat 3000 mense tot bekering kom op Pinksterdag. 3000 mense kom tot bekering. So die Heilige Gees gee aan ons duidelikheid om die evangelie te verstaan en met ander te deel. Geef ons duidelikheid om die evangelie te verstaan en met ander te deel, selfs in 'n wêreld wat die waarheid verdraai. Selfs in 'n wêreld wat die waarheid verdraai. Jy kan dit vertrou. Voorheen, sal julle onthou Petrus, die Here verloon, dan is daar heeltyd momente waar hy probeer dit regstel, en dan sê die Here vir hom daar langs die see van Galilea, Petrus, het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? Dan sien hulle die hemelvaart, en dan sê die Here vir hulle, julle moet wag in Jerusalem, voor julle moet nog nie gaan bediening doen nie, totdat die Heilige Gees oor julle kom. Nou is die Heilige Gees uitgestort, en hy gaan preek, en 3000 mense kom tot bekering. Dit is ongelooflik. Dit is ongelooflik. Hy deel die volle evangelie. Tweede voorbeeld is Paulus se sendingreise, Handelinge 16 vers 6 tot 10, wat verwys na die Heilige Gees, wat vir Paulus dan nou sê, hy moet van een plek na 'n ander een toe gaan, en ons 'n klomp voorbeelde. Ek gaan Sondag vir julle 'n ander voorbeeld gee in Handelinge 20, waar Paulus vir die gemeente in Efese sê, roep die ouderlinge bymekaar, en dan sê hy vir daai groepie ouderlinge, ek gaan Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Heilige Gees. En wat daar vir my wag, weet ek nie. Heel waarskynlik gevangenskap en vervolging. Nou, ek hoop nie dit is wat vir my wag in Amerika nie, maar mens weet nie. So ek echo dit. Ek gaan Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Heilige Gees, ek kan nie anders nie. En wat daar vir my wag, weet ek nie. So dit gaan hier oor die vertroue, dat die Heilige Gees sê vir die apostel, jy moet gaan. Jy moet die boodskap gaan verkondig aan die heidene nasies. Jy is nie geroepe om in Jerusalem die Jode te onderrig nie. Jy is geroep na die heidene toe, en na hulle leiers toe, om vir hulle die evangelie boodskap
te gaan verkondig. En hy is getrou daaraan. So hy verstaan nie dadelik die plan nie, maar hy gaan. En die doel daarachter, en hy kan dit neerskryf sê, die Heilige Gees beïnvloed my en jou besluite. Hy gee vir jou vrede. Hy gee vir jou vrede. Want julle dink aan Jakobus, is wat julle in my agterkop is, waar Jakobus sê, as jy nie iets uit geloofsoortuiging doen nie, dan doen jy sonde. Jy moet 'n geloofsoortuiging hê. Weer eens terug by die donkie. Jy kan nie, ek weet, jy staan stil. Jy moet in 'n rigting ingaan. Op grond van jou oortuigings. So jy vra vanaand is broer en suster in jou lewe, wat is jou oortuigings en wat bepaal daardie oortuigings? Waar kom dit vandaan? Waarin anker jy dit? Dis die vraag. Vir die Christen, ons anker dit in die woord van God. Ons anker dit in die woord. So die Gees beïnvloed ons besluite, skenk vir ons vrede, maak nie saak hoe groot of klein daardie besluite is nie. Maar hy gee vir jou vrede wanneer jy op die woord vertrou. Wanneer jy op die woord vertrou. Derde voorbeeld is die Jerusalem vergadering of konsilie. Wat ons kry in Handelinge 15 vers 28. Ek wil net een versie daar vir julle gee. Nee, jy sal weet, daar was nou 'n klomp Jode wat gekom het na die heidene toe en vir hulle gesê het, as julle nou waarlik Christene wil wees, dan moet julle Joods word. Julle moet die Joodse gebruike najag, julle moet die eetgebruike nakom en julle moet besny word ensovoorts. En dit was die groot debat in die kerk daardie tyd. Maar daar was verskil. En dan kom hierdie vergadering bymekaar en dan sê hulle die volgende, die woorde is, dit het die Heilige Gees en ons goed gedink. Die Heilige Gees en ons het dit goed gedink om net hierdie noodsaaklike dinge vir julle voor te stel. As julle dink in 1 Korintiërs 5 byvoorbeeld, waar Paulus praat oor die man wat saam met sy stiefma woon in 'n verhouding en dan sê hy, hierdie persoon moet aangespreek word, dan sê hy, julle daar en ek en die Gees saam met die Heilige Gees het tot 'n besluit gekom. Saam met die Heilige Gees. Nou hier is die groot vraag, broer en suster, vir die kerk in 2025. Het ons nog die mannemoed om die Heilige Gees te koppel aan ons besluite? Of nie? Het ons die moed om te sê, ons het tot hierdie oortuiging gekom, byvoorbeeld as 'n kerkraad, onder leiding van die Heilige Gees? Of nie? Los dit by julle. So die Heilige Gees werk deur 'n geloofsgemeenskap om waarheid te bevestig in tye van twyfel en konflik. En dis wat die Heilige Gees doen. So, laaste vraag wat ek vanaand na julle toe wil bring, en is die vraag, kan die Heilige Gees uit twee monde praat? So ek wil net vir julle sê, ek het hier neergeskryf, die volgende. In 'n wêreld wat vir jou sê, leef maar jou waarheid, en waar alles relatief is, dit maak nie regtig saak waarin jy glo of waarin jy nie glo of so aan nie. Wonder mense soms of die Heilige Gees uit twee monde kan praat. Kan hy vir een gelowige dit laat glo en vir 'n ander gelowige dat laat glo? Is dit moontlik? Is dit moontlik? Die antwoord onomwonde is nee. Is nee. Die Heilige Gees kan dit nie doen nie. Die Heilige Gees is nie 'n gees van verwarring nie. Is nie 'n gees van verwarring nie. Die Heilige Gees, en dit staan nou op die bord, die Heilige Gees is God self, een in wese met die Vader en die Seun, en hy praat een stem, altyd in harmonie met die woord van God. Dis Johannes 16 vers 13 tot 14, wat ons nou net gelees het, wat sê, hy gaan net getuig dit wat hy by Jesus gehoor het. Hy gaan net aan my en jou openbaar dit wat hy ontvang het. Niks niets nie, niks anders nie, en veral nie, iets wat in stryd is met dit wat reeds geopenbaar is nie. Harmonie. Harmonie. Die Gees is nie die outeur van verwarring nie, 1 Korintiërs 14 vers 33, maar die outeur van waarheid, wat geanker is in die persoon van Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. So, in 'n wêreld wat vandag vir my en vir jou kom sê, jy kan glo wat jy wil, jy kan dink soos wat jy wil, en dis nou maar net kom neer op interpretasie op die einde van die dag, en almal se interpretasie is ewig geldig. In so 'n wêreld is ek en jy kerk. So glo wat jy wil en leef soos wat jy goed dink, maar die Heilige Gees het wel 'n objektiewe waarheid aan my en jou geopenbaar, wat ek en jy kan vashou in die Bybel. En daardie Bybel, dink ek nie, is nie so kompleks, soos dat mense hom baie keer maak nie, maar die realiteit is, en ek wil julle regtig vra om daaroor te gaan dink vanaand. Die rede hoekom dit kompleks gemaak word, broer en suster, is omdat ons komplekse uitdagings in die gesig staan. En wanneer ons met hierdie uitdagings gekonfronteer word, is die Bybel baie keer baie hard
Want die Bybel is 'n spieël wat vir my en vir jou opgehou word. En jy moet daarin kyk en dan moet jy selfrefleksie doen. En om daai selfrefleksie te doen, broer en suster, is vir ons almal moeilik. En as ons eerlik is, baie keer vrees aanjaend. Nie net as dit oor jouself gaan nie, maar veral ook vir die van ons wat ouers is vanaand. As dit kom by jou kinders. As dit kom by ons kinders. Dit is moeilik. So, dit word kompleks. Wanneer die Bybel 'n sekere ding objektief aan my en jou openbaar, maar in my eie lewe en in my gesinslewe word dit uitgedaag. Hoe pas ek dit dan toe? Dit is die uitdaging. En die maklike uitweg is om dit eerder net te vermy. Die Bybel is te kompleks. Dit is eintlik soos 'n volstrys wat ons kop in die sand steek. Dit is te kompleks. Dit is bo my 4 maak plek, kan dit nie verstaan nie, so ek gaan nie eens probeer. Maar as ons dit alles net, soos die Bybel sê, sny murg en been nie, wegvat my opinie, dis Julian se opinie. Dink ek waaroor dit baie keer gaan, is die feit dat die boodskap so konfronterend is, dat ek dit baie keer wil omswaai, of vir myself 'n loophole kry. Die Here is maar genadig, jong. Ons is sondaar mense. So, hy gaan altyd vergewe. Dit is goed wat ons vir onsself sê, om ons gewete te sis, want jy word aangekla deur die Heilige Gees, glo. Maar dit is kompleks. Dit is kompleks. So ons subjektiewe ervaring, broer en suster, mag nooit die oorhand kry in die objektiewe geopenbaarde woord van God nie. Dit mag nie. Die objektiewe realiteit bly wat dit is. God is heilig, ek en jy is nie. God is heilig en verwag die standaard van heiligheid. Ek en jy kom dit nie na nie, dis kan nie. Maar ek en jy is deur die Heilige Gees nuut gemaak, wedergebore. Nou het ek 'n wil om dit te doen wat reg is in die oë van die Here. So ek streef daarna. En die Heilige Gees help my in dit. Maar ek val baie keer nog steeds kort. En dan is daar vir my genade. Hoor wat ek wil, hoe die verskillende gesindheid. Dis 'n een wat sê die Here is genadig en daarom gaan ek maar voort met my sondige praktyke en is fyn. It's fine. Iemand wedergebore is stoei met daai. Ek persoonlik stoei baie met daai. So ons subjektiewe ervaring dat ons getroos word in tye van rou, verskil van persoon tot persoon, maar dat ons getroos word, dis objektief. Die Here beloof dit. Dat ons kragtadig beleef hoe die Here verlossing bring, verskil van persoon tot persoon. Ek kan julle 'n getuienis gee. Een van my hartsvriende het 'n verskriklike wille lewe gelei voordat hy tot bekering gekom het. Niks met die Here te doen gehad nie, alkohol, dwelms, losbandigheid, you name it. Die een van sy beste vriende selfmoord pleeg, toe kom hy tot bekering langs sy vriend se lijk. En op daardie oomblik, het hy sy laaste pakkie sigarette gevat, dit opgevrommel en in die asblik gegooi en nooit weer in sy lewe daarna teruggekyk nie. Selfs met alkohol, selfs met al die ander goed waarmee hy gestoei het. Dis sy storie. Weet julle baie gelowiges is daar wat daardie begeerte in hulle hart het, maar hulle stoei. En dit is nie either or nie, dis al twee. Want vir party lê die saligheid in jou stryd. Vir die ander lê dit in die verlossing van daardie stryd. Ons is nie dieselfde nie. Ons is nie dieselfde nie. Hoor julle dit? So daar is subjektiwiteit wat dit aanbetref. Laastens, die Heilige Gees bring ook vir ons genesing en seerkry. Dit verskil van persoon tot persoon. Hoe hy dit doen, op watter wyse hy dit wil doen, nog 'n getuienis. Een van die ouderlinge in Amerika met wie ek nou 'n pad al geloop het, is 'n ou polisieman en hy het 8 kinders. En een van sy kinders is oorlede aan 'n drug overdose. En toe ek nou by hulle gekyk het, toe sê hy, my kind het gesterf sonder om Jesus te ken. Hy het die evangelie verwerp. En dit was vir hulle as huis is verskriklik swaar om te verwerk. Wat doen ek met dit? En dit gestoei. En een aand stap hy na sy agterplaas toe en hy kyk op na die hemelruim en hy sê vir die Here, ek is nou gereformeerd, maar ek wil wel vir u vra, gee net vir my 'n teken dat u wel my gebede hoor. En hy sien 'n verskietende ster en hy sê hy weet nie of dit so is of nie so is nie, maar hy hou vas daaraan. Nou weens ek gaan dit nie gaan afskiet en sê nee, jy wou 'n teken hê en toe sien jy nou 'n teken en dit bring vir hom troos. En toe kom daar skrif, broer en suster, waar die Here in Spreuke en in Prediker vir hom sê, ek is God, bo in die hemel, jy is mens hier op aarde, laat jou woorde daarom min wees. En dit het vir hom die deurslag gegee. Nou 'n ander ou in hulle trauma, lees daai teks, beteken vir hulle absoluut niks. Dis waar die subjektiwiteit lê. God stap 'n unieke pad met almal van ons vanaand hier teenwoordig, reg oor die wêreld. Maar die objektiewe feit is, ek sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat my liefhet. Dis objektief.
Hoe die Here dit doen, verskil van individu tot individu. Nee? Maak dit vir sin. So? Sluit af. Hoe onderskei ons? Hoe onderskei ons tussen die Gees se stem en ander stemme? Ek het vir julle 4 goed saamgebring. Goed. Eerste is, ons toets dit aan die woord van God. Jy toets dit aan die woord van God. Met ander woorde, as jy 'n bepaalde ervaring het, of 'n bepaalde belewenis, of 'n idee wat in jou kop opgekom het, wat jy dink van die Here afkom, dan gaan jy skrif toe, en jy gaan toets dit. Is dit wat ek ontvang, of dit wat ek dink, of dit wat ek graag wil doen, in lyn met dit wat in die Bybel aan mense geopenbaar is? En as dit in stryd is daarmee, dan is die antwoord heel waarskynlik, dat dit nie van God afkom nie. Is heel waarskynlik dat dit nie van God afkom nie. 1 Johannes 4 vers 1, ek wil graag julle met vanaand daartoe blaai, en dis waar ons afsluit vanaand. 1 Johannes 4, net vers 1. 1 Johannes 4, vers 1. As ons praat oor toets iets aan die woord, hoekom moet ons dit doen? Johannes sê vir ons in 1 Johannes 4, vers 1. En nou moet julle hulle ore spits. Johannes sê, vir ons kerk, geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie. Jo. Laat ons die res van die vers lees. Sjoe. Moenie enigeen glo wat beweer dat hy die Gees van God het nie. Dit beteken per implikasie, jy moet dit toets, want dan kan mense in die kerk wees, op kansels ensovoorts, en die evangelie verkondig aanlyn, en dis nie te sê, hulle praat in lyn met die woord van God nie. En al hoe jy dit kan onderskei, is om dit toets aan die Bybel. Want, soos ek vir julle gesê, die Heilige Gees gaan nie vir die een gelowige sê, glo dit, en vir die ander gelowige sê, glo dat nie. Werk nie so nie. Werk nie so nie. So, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld. En dan sê hy die opdrag, ondersoek elkeen, ondersoek of sy Gees van God afkomstig is. Nou, hoe ondersoek jy dit? 3 goed. 1, sy prediking, sy leefstyl, alles is Christus gefokus. Dis die eerste een. So die Heilige Gees verheerlik, Jesus het ons nou net gelees, so enige geestelike boodskap wat die fokus van Christus af wegneem, moet onmiddellik vir my en vir jou verdag klink. Die oomblik wat dit nie meer gaan oor verlossing in ons Here Jesus Christus, of om eer aan Christus te bring, of dat dit nie meer gaan oor die evangelie eintlik nie, maar dat dit gaan oor my as mens, en dat dit gaan oor humanisme en al die lekker dinge, dan moet dit vir ons verdag klink. Dit moet vir ons vandag klink. Want, ek wil vir julle vra, as julle kyk byvoorbeeld wêreldwyd en ook die land waartoe ek nou gaan, hoeveel van daai eredienste is mens gefokus oor vermaaklikheid? Daar's 'n vermaaklikheidskultuur in die kerk. En nie 'n sonde boodskap, en 'n bekeringsboodskap, en 'n nuwe lewe boodskap, en transformasie boodskap. Dit gaan alles oor entertainment. En elke pastoor of predikant wil 'n groter celebrity wees as die volgende. En dan, broer en suster, vir my, dis verdag. Dis verdag. So, tweede punt, gaan oor gemeenskaplike bevestiging. So, Christus gefokus, jy toets iemand se gees deur die gemeenskaplike bevestiging. Is dit wat die persoon preek in lyn met wat deur die eeue al gepreek is en geopenbaar is? En ervaar medegelowiges vrede in hulle gemoed wanneer hulle daardie boodskap hoor, of stoei hulle gees met dit wat gepreek word? Of nie? So jy weet, jy kan nie 'n Christen in isolasie wees nie, want waaraan toets jy dit dan? Waaraan toets jy dit dan? So die Heilige Gees werk deur 'n geloofsgemeenskap soos in Handelinge 15:28, waar die kerk saam bid en hulle saam die skrif toets. Vra vir leiding. So deel jou leiding, deel jou interpretasie met medebroers en susters, toets dit aan jou medebroers en susters. Ons moet dit doen. Dan laaste een is gebed en geduld. Gebed en geduld. Die Heilige Gees pleit vir my en vir jou wanneer ek en jy nie weet wat om te bid of hoe om te bid nie. Nee? So in plaas van impulsiewe besluite, moet ons wag op die Gees se duidelikheid deur die woord en deur gebed. So 3 goed. Jy toets dit aan die Bybel, jy toets sy Gees of dit Christus gefokus is, jy toets dit aan gemeenskaplike bevestiging en deur gebed en geduld. So om af te sluit, broer en suster, in 'n wêreld wat alles relativeer en veral waarheid relativeer,
Moet ons versigtig wees om soos 'n donkie te staan wat tussen die menings van die wêreld honger ly en sterf van die honger. Maar ons kom nie aan die beweging, dis net 'n oorweldiging. Ons moet vanaand kan saam getuig dat die Heilige Gees 'n objektiewe waarheid aan my en jou geopenbaar het. Die 18 grade water in die boorgat, dit bly dit deur die jaar. Dis objektief. Die Bybel is vir my en vir jou gegee met 'n bepaalde narratief, 'n bepaalde opdrag, dis baie duidelik. Baie duidelik. Ons like dit nie altyd nie, dis konfronterend baie keer en dit is moeilik baie keer om dit met mense te deel want dit kos ons verhoudings. Dit is so. En hoe ons dit bestuur, dit is 'n uitdaging vir elke gelowige om te bestuur. Nee? Dit is so. So, die Heilige Gees, broer en suster, onombonde, praat nie uit twee monde nie. Hy lei ons betroubaar deur die Bybel, deur gebed en deur sy kerk. Dit is so. Dit is so. So ek wil julle oproep vanaand om die Heilige Gees se stem te soek, saam julle Bybels te lees, getrou te bid en alles te toets aan die woord van God. Alles. Vertrou dat die Heilige Gees wat die skrif geïnspireer het, jou ook sal lei om die waarheid van die skrif te ontvang en te omarm. Want dit is dieselfde Gees. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, in 'n wêreld wat vir ons so verward voel, in 'n wêreld wat vir ons so oorweldigend voel, want almal se probleme voel soos my probleme en almal se opinies word vir my as die heilige evangelie voorgehou en dis vir ons soveel geraas, Here, dat ons baie keer soos 'n donkie tussen die twee voerbale kan staan en ons is net lam gelê. En daarom bid ek vanaand vir elke gelowige hier teenwoordig en ook hulle wat aanlyn sal luister, dat U deur U Gees met ons elkeen sal werk. Dat ons moeite sal doen met Bybelstudie, dat ons moeite sal doen om die Bybel op te neem en dit te lees en te bid, dat U dit aan ons sal openbaar. En dat ek nie net dadelik gaan kyk na kommentare nie, alhoewel dit ook belangrik is, en ek moet gaan toets aan hoe het die kerk deur die eeue tekste geïnterpreteer. Bid ons vir U leiding in dit. Soveel ook in die NG Kerk, Here, waar ons tans in 'n realiteit is waar daar verskillende opinies en verskillende evangelies verkondig word. Want ons het komplekse uitdagings wat ons in die gesig staar. En ek bid, Here, dat U vir ons kerk ook genadig sal wees, dat U ons kerk sal leiding gee, sodat ons gesamentlik kan soek na die waarheid, en wanneer ons dan oortuig is van die waarheid, dat ons ook dan met oortuiging kan sê, ons en die Heilige Gees dink soos volg. Maar op die oomblik saai ons verdeeldheid en saai ons verwarring, omdat ons sê die Heilige Gees praat uit twee monde. Vir die een groep sê hy dit, en vir die ander groep sê hy dat. En daarom bid ek vanaand, Here, met opregtheid, dat U ons sal help om by die kern uit te kom van waar dit alles gaan. En dat ons alles wat ons doen sal toets aan die woord van God, en dat ons daaraan getrou sal bly. En ek bid vir elke huisgesin wat vanaand hier verteenwoordig word, dat hierdie komplekse uitdagings ook aan hulle lyf voel baie keer. Dat U vir ons sal leiding gee oor hoe om ons kinders lief te hê, soos wat U van ons verwag, al verskil ons dalk met hulle opvattings of dinge wat hulle doen of aanvang. Mag U my as kind leer hoe my ouers lief te hê, wanneer ek nie met hulle saamstem nie en dink hulle doen dinge wat in stryd is met die woord. Wanneer ek in 'n wêreld ingaan, in 'n werksplek ingaan, waar mense nie met my saamstem oor my geloofsoortuigings nie, mag U vir my leiding gee om altyd gereed te wees om met mense te praat oor die hoop wat in my hart lewe, nie om hulle te bombardeer nie, maar om teenoor hulle te getuig van wat ek glo en hoekom ek glo. Dankie dat U ons nie soos weeskinders agtergelos het nie. Dankie dat die Heilige Gees uitgestort is en ons dit Sondag kan vier, wanneer ons om die nagmaaltafel kom sit. As 'n geskiedkundige moment wat die wêreld onherroepelik verander het. En dat daar dieselfde Heilige Gees ook vanaand hier teenwoordig is en in ons leef. Dankie daarvoor, Heer. Mag jy ons help in die onderskeidingstaak wat ons het. Om te onderskei tussen die valse profete en die ware profete. Die ware kerk en die valse kerk. Want ons hartsbegeerte is om getrou te wees aan U. En aan dit wat U aan ons geopenbaar het. Met liefde, met integriteit en met geloofwaardigheid. Seën ons ook nou wanneer ons saam gaan eet, Here. Dankie dat ons dit kan doen en dat ons bevoorreg is om dit te doen. Seën ons saam en wanneer ons ook lekker saam kuier. In Jesus naam bid ons dit. Amen.